Welkom by die eerste episode van Retire Now Live. Ons is baie opgewonde om met die nuwe reeks julle deel te maak van Sentraal se aftreeprojekte. Hier kan julle saam ons die pad stap en sien hoe ons verskeie projekte vorder om op die einde van die dag 'n ingeligte besluit te maak vir daai goue jare. Onthou, aftrede is nie die einde van 'n hoofstuk nie, maar die begin van 'n nuwe leefstyl. Ek is Annemarie de Beer en vandag kuier ons by die splinternuwe Birdhaven aftreelandgoed in die Midstream-node, waar natuur, sekuriteit en styl saamkom. Pak op je goeies, kom kies jou aftreehuis, jou goue jare, 'n nuwe lewensreis begin 'n era. Kom beleef die samesyn, zorgvry en veilig, waar goue jare skyn. Skakel in by ons en kom kuier saam. Skakel in by ons en kom kuier saam. Ons gesels met Sheila van Loggerenberg, bestuurderes hier by Birdhaven. So Sheila, met so 'n nuwe projek is die waglysproses baie belangrik. Hoekom sou jy so sê? Ek dink dit is min dat mens so 'n geleentheid kry om in so 'n luukse aftreekonsep te kan koop. So ek dink hoe vinniger mens weet dat so iets gaan kom, hoe vinniger kan jy beplan vir jou toekoms. Daai waglysregistrasie, hoeveel mense het julle al geregistreer? Ons het so 2300 mense op die waglys gekry van laas jaar Junie af. En die voordele om op so 'n waglys te wees, wat sou jy sê? Weet jy, daar's 3 hoofvoordele. Nommer 1, jy kan kies waar jy geleë wil wees. Okay, daar's verskillende opsies waarvan jy kan kies. Daar's baie vloerplanne waarvan jy kan kies. Jy kan kies, wil jy op die groen area wees? Wil jy 'n hoekeenheid hê? So jy kan regtig, dit is als, jy weet, jou keuse. Nommer 2 is ook natuurlik, jy koop ten fase 1 pryse. Fase 2, fase 3, fase 4 is alreeds duurder. So jy wil so vroeg as moontlik inkom, sodat jy daai outomatiese kapitaalgroei kan kry. En dan ook die laaste ding, dink ek wat regtig belangrik is, ons het 'n verskeidenheid van afwerkingsopsies wat jy van kan kies. So jy kan 'n huis jou eie maak. Jy kan jou stoep toebou as jy wou. Jy kan 'n afdak byvoeg. Jy kan jou kleur van jou teëls kies, die kleur van die kaste. Dit is alles jou keuse. So jy maak dit jou eie. Jy weet, dit is jou huisie dan op die einde van die dag. En het finansiële, mens moet maar uit die gelde reg hê, maar wat ook lekker is van die verband, daai paai mens kop ook eers in na registrasie. Dis korrek. So as mens 'n verband aangaan, wat baie van ons beleggers ook eintlik doen, jou verband gaan eers later in plek wees. So jy gaan jou eerste debietorder gaan 'n paar weke eers na okkupasie wees. So jy hoef nie te stres, jy weet as jy nou koop, jy kry jou goedkeuring in plek, maar dit sal eers later wat jy eintlik weer begin betaal vir die bank sal gebeur. Wat maak hierdie bekendstelling vir hierdie spesifieke afdeling van Sentraal anderste as die ander projekte? Iets wat bietjie anders hier is eerstens ons ligging. Ons is seker in die mees gesogste area in Gauteng. Jy weet, dit maak regtig 'n groot verskil. En ek dink wat ook bietjie anders is hier is die luukse fasiliteite wat ons gaan hê. Dis alles op een perseel. Jy hoef nie te ry na die verswakte sorgsentrum nie. Jy hoef nie te ry na, jy weet, 'n winkeltjie toe nie. Ons het al daai tipe fasiliteite is op een plek waar jy net kan heen gaan en dit net geniet terwyl jy afgetree is. En ek dink ook 'n ander ding is dis ongelooflik natuurryk. Dit is min dat mense nou 'n nuwe ontwikkeling kry wat so 'n groot groen area het in die landgoed. Dit maak regtig 'n verskil. Hoe kan mense navraag doen en wat is die proses daarna? So daar sal 'n skakel wees saam met hierdie uitsending waarop mense kan klik en 'n navraag deurstuur. Dan sal die span wat hier op terrein is elke dag, hulle direk kontak, 'n besigtigingsafspraak maak waar hulle dan na die skouhuise gaan kyk. En dan kies hulle droomeenheid om in te trek. Dankie vir julle tyd. Ons het vir Pikkie en vir Teuns. Vertel ons gou-gou van waar af is julle, want daai is vir my, dit staan uit. Virginia in die Vrystaat, ja. So dit is 'n 4 ure se ry hiernatoe en dit is genoeg. Ja. Ons wil nou by die kinders wees en die kleinkinders.
Maar die ding is dit, jy weet, ons het albei eintlik daar groot geword, al die jare wat ons daar gebly het, en dit is 'n klein plaasdorpie. En eintlik 'n myngemeenskap, maar dit is lekker klein, en dit is wat ons van nou, en hierdie gevoel wat ons hier gekry het, onmiddellik. Wat is daai laaste besluit wat julle net geweet het, okay, ons gaan moet daai kop skuif maak natuurlik. Ek dink want 'n mens raak so gewoond in jou eie omgewing, jou spasie en al daai goeders. Weet jy, ek dink dit is die ambiance van die plek en die gevoel wat ons gekry het, onmiddellik van die plaasgevoel, van die mooi huisies en die dakkies en ag, hy het net ons huis gesteel. Ons het voor by die hekke gestaan en ek het vir teens gesê, ek het hierdie gevoel. Dit is waar ons gaan bly. Hier is waar ons gaan bly. En julle is nog, ek bedoel, julle is nog relatief jonk en aktief. Watse raad kan julle vir al vir julle tipe ouderdomsgroep en selfs jonger, watse raad het julle vir hulle om nou daai kopskuif te maak? Weet jy, vir my gaan dit ook die heel groot ding, nee, vir my is dit die veiligheid wat jy het. Net om hier binne te kan wees en jy voel jy's veilig en ons kan net gaan stap en vir ons is dit ook eintlik belangrik vir ons ouderdom, dit is ons klompie mense en jy het net die gevoel van jou mense en jou ouderdom. Ag, en dit maak laat dit vir ons, ons wil aktief wees hier, so ons wil gaan stap. Ja. Hier's 'n gimnasium wat hier gaan wees, verstaan jy, so ons kan daar by betrokke raak. Ag, net die hele omvang van die hele storie. Ja. En ons is so opgewonde, ons kan eintlik nie meer wag nie. Ons het 'n hele paar jaar gelede al tot die besluit gekom, ons gaan nie te lank wag om na 'n aftreeoor toe te gaan nie. Ons wil gaan terwyl ons nog jonk genoeg is om die fasiliteite te geniet en vriende te maak en al daai tipe van dinge. Nie wanneer ons eendag vrouelkeer sorg nodig het nie, maar ons het nog heeltyd gedink, ag, ander dag, ons het dit uitgestel. En dit ons nou die afgelope jaar, ek en hy al twee het 'n bietjie van 'n gesondheidsskrik gehad, dat ek dit so stel. En toe begin ek hierdie Birdhaven borde langs die pad sien. En ek het daarvan gesê en ek het begin uitvind en dit het vir my, en toe sien ek, maar dis sommer net hier naby. Dis reg, ja. En dis sommer baie naby die hospitaal ook, jy weet, waarom ons gewoond is. So, hier sal natuurlik nou mediese fasiliteite binne in die stad wees, maar dan is ons seker 2-3 kilometer van die hospitaal af. So ek dink dis die ideale plek vir ons. Wat van hierdie huis staan vir julle uit? Die groot kombuis. Maak jy nog lekker kos? Ek raak lui, maar ja. Ja, en dan die stoep is ook 'n lekker grootte. Dis 'n lekker klein tuintjie, eintlik hoef ek amper niks te doen nie. En dan het ek seker baie meer tyd om aan my eie stokperdjies te spandeer en so voort. So die tuin is vir my groot voordeel. Ons huidige huis het trappe en met die terugslag wat ek nou die afgelope jaar gehad het ek my tye amper nie daai trappe kon op en afklim nie. So hier het ek gelukkig nie, ek dink nie is 'n enkele trap wat hier gaan wees nie, so dit gaan nogal lekker wees. So, op die ou einde, elke ou moet dit maar vir homself uitwerk, maar ek dink julle is op 'n goeie plek en ja, dit is ook lekker om te weet, jy weet, ek maak 'n proaktiewe besluit vir my toekoms. In julle geval is dit in 'n omgewing wat reeds vir julle bekend is, maar net nou bietjie meer op 'n kleiner skaal, maar soos die Engelsman sê, dis lock up and go. So, jy weet, mense kan dan nou stokperdjies in die bak en goedjies nog steeds aangaan. Ek dink die geheim van ouer word is, mens moet aan die gang bly. Ja, ek dink ons is mense wat nie stil sit nie. Ons toer baie, ons reis baie, so ons is baie kere nie by die huis nie. So jy kan ons net toesluit en ry. Ja, presies. Vir my was die eerste die versorger. Ja. En toe ek hier kom en ek sien wat hier aangaan en alles gaan hier op hierdie selfde terrein by mekaar wees. Toe weet ek net, dit is wat ek soek. Ek stem 100% saam. Net die gemoedsrus wat jy het, sou jy verswak, dan hoef jy nie te gaan soek vir 'n plek waar jy moet skuif nie, want hier is die versorgingssentrum gaan hier wees vir jou. Ja, baie belangrik. En nou al twee van julle het nou die 2C opsie gekies.
Nou wat lekker is, en ek wil regtig hê julle moet vir my vertel hierdie proses wat julle ondergang het, omdat julle so vroegtydig gekoop het, kon julle 'n bietjie 'n ander opsie kies van vervloerplan. En natuurlik nou, vir ons is jy het nou al gegaan vir jou afwerkings, vir die kies van die teëls en daai goeters. Joune lê nog voor. So is julle opgewonde? Baie. baie opgewonde. Waarna sien julle die meeste uit? Die dag wanneer julle nou intrek? Om net weer nesie te skrob en bagasie af te laai voor ek intrek. En dit is vir my op. Ja, en 'n bietjie nou, julle moet aansienlik seker nou minder maak ook. Ja, ek het al klaar begin maak. Maar dit is ook vir mense 'n goeie ding om te doen, dat jy nou al 'n bietjie kan minder maak en klaar reg kry vir jou ou dag. Hoe sou julle iemand ooreed om tot daai punt te kom, om daai kop skuif? Wat is die beste raad wat julle sal gee? Kom kyk en kom praat, dat jy self kan sien wat hier aangebied word. Many people see the finished product, beautiful homes, peaceful surroundings, and a vibrant community. But few truly understand what happens behind the scenes to bring it all to life. Today on Retire Now Live, we take you through the journey of building Birdhaven, our newest retirement development in Midstream, Pretoria. Today with us, we have Gideon Allison, one of our senior project managers here at Birdhaven Retirement Estate. So Gideon, how does a development like Birdhaven start, from raw land all the way through to handing over the keys? And what are the key phases of a development project like this? Annemarie, thanks for having me. With specific reference to phases of the development, it all starts with the township establishment process, which is the very first process that takes place once the land is acquired and careful planning is done to determine what the use of the land will be. Thereafter, once approvals are in place, the external upgrades then gets determined by the developer's engineers and council's engineers, whereby the program is all determined by the scope of work. It then gets followed by the internal services installation. This includes the civil, which is your water and sanitation, and roads and stormwater, and electrical services. Followed by top structures, which is the physical construction of the units. Then quality control is a phase which has continuous quality checks by numerous role players. Then also the final inspection by various departments and councils thereafter follows. After the construction, in return then the occupation certificate. Lastly, final key handover then takes place to the clients. Quality is very important, both to buyers and the developer who deliver the project. How do you ensure high standards are maintained throughout the building process? Central Developments is a turnkey developer which has an independent quality control department which conducts weekly inspections to ensure that quality control gets applied and the regulations and standards are met. Through the whole construction period, continuous quality inspections are also done by the engineers, the construction managers, and project managers. What does the construction timeline look like for the first phase of this development? Planning is to occupy the first phase by the end of 2026 towards the beginning of 2027. Please note that as with all developers, external factors do play a role in the program. However, marketing does communicate the final occupation date of each phase 2 months before the final occupation. So on average, how long does it take to complete a single unit? So currently we've got two components on this development. We've got a high density and a low density component. The high density includes your apartments and your service center, whereas to your high density component it takes approximately 11 months, and your simplex and row houses, which is your low density, takes approximately 5 months. So all is dependent on elements not within the developer's control, such as the weather. Okay, so finally, Gideon, on a personal note, what makes you most proud and excited to be part of the development team for Birdhaven Retirement Estate? So first of all, I should congratulate the team effort put into this development to have the product we're currently showcasing. From the architect, the engineers, the marketing team and project management, many hours has been spent to come to this product where new buyers can enjoy this environment.
Then as a project manager of Birdhaven Retirement Estate, it makes me proud and excited to fulfill the role to develop a safe, convenient and inspiring environment where occupants can truly enjoy their retirement. It is with great pleasure that I can associate myself with such a project where detailed planning, teamwork and attention was given to detail to create an environment community where people not only live but thrive. The opportunity to make a difference in people's lives through creating quality infrastructure, aesthetic spaces and a sense of belonging motivates me daily and reminds me why I am actually passionate about what I'm actually doing. Wanneer jy vroeg koop, koop jy nie net 'n eenheid nie. Jy koop inspraak, jy koop keuse en jy koop waarde. Birdhaven Aftree Landgoed is nie net 'n plek om te bly nie, dis 'n plek om te leef. Dit bring ons na die einde van hierdie episode. Hou ons dop vir die volgende episode waar ons 'n draai gaan maak in Randburg by Celebration, een van ons pragtigste Aftree landgoedere in die noordweste kant van Johannesburg. Van my kant af, Annemarie de Beer, groet ek julle vereers en sien julle binnekort vir ons volgende episode. Moet dit nie misloop nie. Pak op je goeies, kom kies jou aftreehuis, jou goue jare en nuwe lewensreis begin 'n era. Kom beleef die samesyn, zorgvry en veilig, waar goue jare skyn, skakel in by